Woensdag 22 Julie 2026 nuus vanoggend se nuusbulletin. In ons eerste storie, kolonel Ismail Dawood van die Suid-Afrikaanse Polisiediens se misdaadintelligensie eenheid het hom dinsdagoggend by die Hillbrow polisiestasie oorgegee. Dit volg na 'n vroeëre verwarring oor sy lasbrief. Hy bly tot donderdag in aanhouding nadat die staat dinsdag in die Johannesburgse Landdroshof gesê het hy is nog nie gereed vir sy borgtog aansoek nie. Dawood staan tereg op aanklagte van intimidasie, aanranding met die opset om ernstig te beseer en afpersing wat na bewering sowat 3,5 miljoen rand behels. Die nasionale tesourie se direkteur-generaal Duncan Pieterse het Vrydag tydens 'n gesamentlike parlementêre komitee sitting bekend gemaak dat die Julie betalings aan 42 van die 69 munisipaliteite heringestel is. Hulle het volgens die tesourie aan die vereistes voldoen. Al 69 munisipaliteite het gereageer op 'n brief van die minister van Finansies Enoch Godongwana van 19 Junie. In die brief het hy met stappe gedreig oor finansiële bestuurstekortkominge. Op donderdag 16 Julie het 27 munisipaliteite hulle toekennings ontvang. Hiervan het 10 die volle bedrag van 1,7 miljard gekry, terwyl 17 'n gedeeltelike betaling van 2,9 miljard ontvang het. Die geld is streng vir skuldeisers soos Eskom en waterrade geoormerk. In Quebec gaan die verhoor van Damian Brooks, Chadman Versaghi en 'n man wat ten tye van die misdaad 'n minderjarige was, dinsdag in die Hooggeregshof begin. Hulle staan tereg op aanklagte van moord, onwettige besit van 'n vuurwapen en die onwettige besit van ammunisie. Die staat beweer dat konstabel Kellen Andrews van die Galvindale polisiekantoor op 31 Desember 2024 doodgeskiet is as boetedoening vir dwelms wat uit die Nice Time Bossas bende se dwelmhuis gesteel is. Brooks, wat na bewering die bendeleier is, het glo die minderjarige opdrag gegee om Andrews van sy dienspistool te beroof. Andrews is daarna van 'n kort afstand geskiet en die wapen is aan Versaghi gegee om weg te steek. In Gauteng is Rudolf Pretorius gister in die streekhof in Vogwel skuldig bevind aan die moord op die 33-jarige Natasha Barnard. Die voorval het gedurende die nag van 3 en 4 Maart 2022 in die Boulevard restaurant en kroeg plaasgevind. Barnard is oorlede weens erge kopbeserings nadat Pretorius, wat as kroegman gewerk het, haar tydens 'n rusie met 'n harde stoelkussing van agter teen die nek gegooi het. Hulle het mekaar in die rusie ook met glase bestook. Pretorius het deurgaans ontken dat hy Barnard aangerand het en het self nooit getuig nie. In 'n ander hofsaak het regter Kasim Musa dinsdag in die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria, in Johannesburg, beslis dat die staat nie videomateriaal van die sluipmoordpoging op die taksibaas Joe Ferrari Sibanyoni mag speel voordat die egtheid daarvan bewys is nie. Vusimusi Kat Matlala en sy vrou Tsakani en die vermeende huurmoordenaars Floyd Mabusela, Musa Kekana en Ntabiseng Nzama staan tereg op aanklagte wat met 3 voorvalle verband hou. Dit sluit die aanval op Sibanyoni in Augustus 2022 by die Centurion Golflandgoed in, as ook die skietery op die aktrise Tebogo Tobejani in 2023. Die voormalige sekuriteitsbeampte Bethwel Mzamu Tshele het getuig dat hy 15 skote in selfverdediging moes terugskiet. Die verhoor is daarna tot Woensdag, dis nou vandag uitgestel. Intussen het die kantoor van die IDEC toesighoudende regter bevestig dat hulle klagtes teen advokaat Andrea Johnson ontvang het. Johnson is die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die kantoor se woordvoerder, Tiesela Max Mpuzana, het dinsdag beklemtoon dat die ontvangs van die klagtes nie 'n bevinding van wangedrag beteken nie. Hy sê die kantoor sal onafhanklik en objektief optree om fluitjieblasers te beskerm. Die kantoor sal weens die integriteit van die proses nie verdere kommentaar oor die inhoud van die klagtes lewer nie. In Kaapstad woed 'n stryd oor die verkoop van die Good Hope Sentrum vir R135 miljoen. Pastoor John Anusiki, uitvoerende hoof van St. John Holdings, betwis burgemeester Jordan Hill Lewis
se uitlatings dat die kerkgekoppelde beer nie die nodige fondse het nie. Die Good-party se sekretaris-generaal Brett Herron het 'n klag by die openbare beskermer ingedien. Hy sê Hugh Lewis het na bewering vertroulike inligting oor aktiewe verkrygingsproses bekend gemaak voordat die beer skriftelik in kennis gestel is. Anusiki het ook 'n verskoning geëis oor die rassistiese en xenofobiese ondertone van die burgemeester se verwysing na sy organisasie as 'n Nigeriese kerk. Okay. Op die finansiële markte het ontluikende markte geldeenhede Dinsdag sterk vertoon. Dit sluit die Colombiaanse peso, die Suid-Afrikaanse rand en die Brasiliaanse real in. Die sterker vertoning volg op herstel in risiko-aptyd en die gewildheid van kapitaaldraande transaksies. Die verbeterde sentiment kom ondanks die voortsleepende konflik tussen die Verenigde State van Amerika en Iran en die Houthi-militante se bedreiging van scheepvaart in die Rooi See. Intussen het ontluikende markte se aandele met 2,2% gestyg nadat China 'n reddingsprogram vir sy tegnologie-aandele ingestel het. Hongarye het sy prima rentekoers met 'n kwart persentasiepunt tot 5,75% gesny. In die nasionale eiendomsportefeulje het Dean McPherson, die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, sy direkteur-generaal Sifiso Mdekani, opdrag gegee om binne 30 dae omvattende verslag oor 6.238 staatswoonhuise in te dien. Hiervan is 3.626 in KwaZulu-Natal, 566 in die Wes-Kaap en 407 in Gauteng geleë. McPherson meen die staat moet ontslaa raak van oortollige eiendomme. Volgens hom het die departement in die boekjaar 2025 tot 2026 reeds 39,6 miljoen rand aan die instandhouding van slegs 108 van hierdie huise bestee. In die Strand Landdroshof is Rickford Finance Company, Craig Ernest Brown van 55 jaar oud en Tilo Elkhart Lippert van 62 jaar oud op 114 aanklagte van belastingoortreding skuldig bevind. Die oortreding sluit 8 uitstaande inkomstebelastingopgawes van 2017 tot 2023 in, as ook 59 belasting op toegevoegde waarde opgawes tussen 2020 en 2024 en 46 werkgeweropgawes. Die maatskappy het 'n opgeskorte boete van R684.000 gekry. Die direkteure is elk R228.000 boete of 684 maande tronkstraf opgelê, waarvan R28.000 dadelik betaalbaar is. Die parlementêre afsettingskomitee oor die artikel 89 ondersoek na president Cyril Ramaphosa vergader vandag om 10:00 op 'n virtuele platform. Die komitee beskryf die konsepopdrag en die aanstelling van 'n getuienisleier. Dit staan onder die voorsitter van Makashule Ghana en is gevorm nadat die konstitusionele hof bevind het dat die nasionale vergaderingshantering van die Phala verslag ongeldig was. Die ondersoek handel oor die diefstal van buitelandse valuta op Ramaphosa se plaas in Limpopo en of hy die grondwet oortree het. In die motorbedryf waarsku die Nasionale Vereniging van Motoronderdeel en Verwante Vervaardigers en die Internasionale Arbeidsorganisasie dat 8.200 Suid-Afrikaanse werksgeleenthede teen 2035 verlore kan gaan. Dit hou verband met die wêreldwye oorgang na nuwe energievoertuie. Die Bank van Amerika voorspel dat die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee sy rentekoers op 23 Julie met nog 25 basispunte tot 7,25% sal verhoog. Die besluit volg op 'n soortgelyke verhoging in Mei. Dit word aangedryf deur inflasieverwagtinge wat in die tweede kwartaal van 2026 tot 4,4% gestyg het. Internasionaal wys satellietbeelde dat die Israeliese weermag besig is om 'n reuse grondwal van meer as 23 km lank in die Gaza-strook te bou. Die doel is om die gebied wat hy beheer af te baken. Die konstruksie het in Februarie begin en het hierdie maand in die suide met meer as 2 km uitgebrei. Dit skei die puin van Rafah van Mawasi en Israel het bevestig
dat hierdie fisieke grens langs die sogenaamde geellyn gebou word. Dit laat die vrees ontstaan dat dit 'n permanente grens kan word. Die Israeliese weermag het sedert die begin van die skietstilstand reeds meer as 1100 Palestynë in Gaza doodgemaak. In Griekeland het 'n 60-jarige Griekse man Dinsdagoggend kort na 8uur 'n Grieks-Amerikaanse egpaar met 'n mes aangeval. Die aanval was naby die ingang van die Akropolis in Athene. Die 53-jarige man het 'n ernstige armbesering opgedoen en die 48-jarige vrou is ligter aan die been beseer. Albei is per ambulans aan die hospitaal geneem. Die aanvaller is op die toneel in hegtenis geneem en hy word daarvan verdink dat hy aan sielkundige probleme ly. Nou verdink 'n mens dit, maar ja, daar word vermoed, dink ek eerder, dat hy aan sielkundige probleme ly. Die argeologiese terrein wat verlede jaar deur 4,6 miljoen mense besoek is, het oopgebly. In Pakistan probeer die minister van Binnelandse Sake van Iran, Iskandar Momeni, en die weermaghoof van Pakistan, veldmaarskal Asim Munir, om 'n skietstilstand ooreenkoms te red. Dit gebeur te midde van voortdurende lugaanvalle. Die Verenigde State van Amerika se weermag het vir die 11de agtereenvolgende nag teikens in Iran bestook nadat president Donald Trump aangedui het dat aanvalle sal verskerp. Die konflik het die prys van riekolie tot bo $91 per vat laat styg. Die aantal gewonde Amerikaanse soldate het reeds tot meer as 500 gestyg. Die Pentagon het die 28-jarige sergeant Angel S. Rampersad van New York geïdentifiseer as die derde Amerikaanse soldaat wat Vrydag in 'n aanval op 'n basis in Jordanië gesterf het. Rampersad was deel van dieselfde eenheid as eerste luitenant Tyler James Veen en manskap Isabel Gonzalez. Hulle is ook in die aanval dood. Daarbenewens is die 30-jarige sergeant Michael Emmanuel Swinton van North Carolina Sondag in Irak dood tydens die beheerde ontploffing van 'n Iraanse hommeltuig. Ons bly in Amerika en die federale appelhof het oud-president Joe Biden se versoek verwerp om die vrystelling van klankopnames en transkripsies van sy onderhoude met die biograaf Mark Sonitzer te blokkeer. Die onderhoude het in 2016 en 2017 plaasgevind vir die boeke Promises to Keep en Promise Me Dad. Die opnames is destyds deur die spesiale aanklaer Robert Hur verkry tydens sy ondersoek na Biden se hantering van geklassifiseerde dokumente. Die hof het beslis dat die openbare belang swaarder weeg as Biden se privaatheidsregte. In Maryland is die 18-jarige dowe aktrise Kaylee Otto bekend vir haar rol as Gia in die Godzilla rolprente Dinsdagoggend vroeg in 'n motorongeluk in Ijamsville dood. Medici in Gaza berig dat minstens 12 Palestynë en 3 afsonderlike Israeliese aanvalle in Gaza stad gesterf het. In Bologna, Italië, het gewelddadige betogings uitgebreek nadat die Marokkaans-gebore Abdirahim Fakir gesterf het. Hy is deur 2 polisiebeamptes en 'n burgerlike persoon vasgedruk. Aanklaers het bevestig dat 64 polisiebeamptes in die daaropvolgende onluste beseer is en dat 2 motors aan die brand gesteek is. En ten slotte, 'n federale regter het 'n kopieregskikking van 1,5 miljard rand goedgekeur waar volgens die kunsmatige intelligensie maatskappy Anthropic sowat $3000 per boek aan duisende skrywers sal betaal nadat seerower kopieë, dit sal eerder roofkopieë wees, van hom werke gebruik is om sy kletsbot op te lei. Distriksregter Araceli Martinez Ogien het maandag in 'n uitspraak gesê dat die klasaksieskikking betekenisvolle verligting aan die skrywers wat hierdeur geraak word en die uitgewers sal bied. Sowat 91% van die meer as 482.000 boeke wat deur die uitspraak gedek word, is reeds deur skrywers of uitgewers opgeëis wat nou op betaling geregtig is.
Die Eiserse prokureur Justin Nelson het in 'n verklaring gesê dat die skikking die grootste bekende kopieregverhaling van die geskiedenis is en dat hulle uitsien daarna om uitbetalings so gou as moontlik aan klaslede te maak. Nou is daar seker 482.000 skrywers wat hoop dat hulle boek op hierdie manier misbruik is nie. Dis die einde van ons nuusbulletin. 3 sien nou maar jy is 'n Suid-Afrikaanse skrywer. Wat is dit? 3000 so 30.000 so 50.000 rand. Ag, man, 50.000 rand. Naweek weg. So as ek so 2 dae hou, nee. Net hierna ons terug.